te dra, wie was dit? Ag, geloof hom, julle is so cute. Hy help hom die kruis dra. Ek gaan ook nie vanmôre oor dit preek nie. Die soldate is onder by die kruis besig om sy klere te verkoop. Wat 'n verskriklike mooi teologiese, hier gaan ek. Ons het daaroor geleer en ons moes 'n sintese skryf oor die klere wat verkoop word van Jesus. Wat is daardie simboliek? En ek wil vanmôre vir jou sê dat dit beteken dat die kerk en die evangelie van Jesus Christus is goedkoop genoeg dat dit op die straat verkoop kan word vir hierdie wêreld. Toe ek dit skryf, toe tik my lektor vir my terug. Jy kan nie dit sê nie, ek sê maar is die waarheid. Dit wat Jesus gedra het, was so goedkoop dat dit op die straat verkoop kon word. Want hulle het nie besef van die prys wat betaal word nie. Maar gaan ek nie vanmôre daar vir jou preek nie. Jesus hang aan die kruis. Net voor hy sy laaste asem uitblaas. Toe raak dit donker. Nou julle daai deel? Dit raak donker, dis duisternis. En ek en jy is baie keer bewus van die duisternis in ons lewens. Ons is baie keer bewus van die donker plekke in ons lewens. Ons is baie keer bewus hiervan, ons weet hiervan. Dis nie noodwendig iets wat jy vir almal gaan vertel nie. Dis nie noodwendig iets wat jy op jou mou mee rondloop nie. Maar ons almal het 'n duisternis, of ons kom uit 'n duisternis, of ons al was al 'n duisternis, maar ergens in jou lewe was daar 'n donker tyd gewees. En ek wil vanmôre met jou oor dit praat. Nie oor die duisternis in jou lewe nie. Maar ek wil vanmôre vir jou die volgende kom sê, Jesus is aan die kruis. En hy maak 'n paar verklaringe. En dit wat die kruis voortbring, is die feit dat Hebreërs 12 vers 14 kan sê, dat sonder heiligheid sal niemand die Here sien nie. Wat kom sê, dat geen hoop en sonder God in hierdie wêreld nie, Efesiërs 2 vers 12, is daar geen hoop vir my en jou in hierdie wêreld sonder Christus Jesus nie. Maar hy kom verklaar vanmôre hierdie volgende ding, dat ek en jy het 'n duisternis. En ek wil vanmôre hierdie prentjie vir jou kom skep, dat die feit dat Jesus in die duisternis was, die feit dat Jesus toe, en daar's soveel teologiese goed, daar's soveel goed wat mense kom verklaar, so mense kom sê, God het sy gesig weggedraai van die wêreld, want hy kon nie sien wat met sy seun gebeur het nie. Dit is die waarheid, ons het nie skrif daarvoor nie, maar dit is wat hulle vir ons kom verduidelik, dat dit is wat hulle dink dit gebeur. Ek het dit ook al gepreek, want ek dink nie God kon ervaar en beleef dit wat met sy seun gebeur nie, dat hy sy aangesig weggedraai, en in die middel van die dag, ewe skielik is dit donker. Nou wil ek vir jou hierdie kom skets vanmôre. Jy's besig om vir Jesus te kruisig, en almal is daar en hulle jou hom uit. En ek het dit laasweek gesê met Palm Sondag, toe sê ek vir julle, dieselfde mense wat Jesus aangemoedig het en op ongecheer het toe hy in die stad ingestap het, is dieselfde mense wat hom later vervloek het. Toe hulle sien hy word gekruisig. Maar hierdie Jesus is op die kruis, en in die middel van die dag raak dit donker. En ek wil net vir jou sê, ek het 'n prentjie brein. So ek vra vir myself die volgende vraag af, ewe skielik is Jesus op die kruis, en ons almal kyk hoe hy besig is om te sterf, en dit word donker. Nou weet ek nie van jou nie, op daardie oomblik gaan jy my nie meer daar kry nie. Ek gaan nogal, as die ligte weer aankom, is buks weg. Want ek weet, dit wat ek doen, is verkeerd. Die Engels gebruik 'n mooi woord, hierdie mock trial, wat hulle vir Jesus gebruik het om hom te kruisig, en hom skuldig te bevind. En almal wat dit sien, besef dit, maar hulle val so vinnig onder die groepsdruk, toe dit donker word, toe is hulle nog steeds daar, ek weet nie hoekom nie, ek sou nie gewees het nie. En iets interessants gebeur in Johannes 8 vers 12, Jesus het weer met hulle gepraat, en hy het vir hulle gesê, ek is die lig van die wêreld, wie my volg sal nooit in duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. En toe die Here hierdie skrif my gee, toe sê ek, Here, maar U is die lig van die wêreld, dit is wat U woord sê, U is die lig van hierdie wêreld, U is die antwoord vir die wêreld, en die Here sê vir my, ek moes eers in duisternis wees, voor ek die lig kon wees. So môre jy moet hierdie verstaan,
Die oomblik toe dit duisternis word op die aarde, toe God sy aangesig weggedraai het, of wat ook al ons van dit wil kom sê, en hoe ons dit uit mekaar het wil trek, die oomblik toe dit donker word, en Jesus gaan, en hy gaan haal die sleutels van die hel, en hy gaan oorwin die vyand, hy gaan oorwin die dood, wil ek vandag vir jou sê, Sondag vier ons juist die feit dat hy dit gaan doen, maar terwyl hierdie aan die gang was, wil ek vanmôre vir jou hierdie kom sê, toe dit duisternis is, moes die lig aankom, moes die lig verklaar het wie Jesus is, moes die lig kom wees, hy is die lig van die wêreld, so toe dit donker word, en God se aangesig wegdraai, toe staan Jesus as die lig van die wêreld op, en hy word die lig van die wêreld, want hy moes eers in duisternis wees, en in hierdie duisternis is dit vreemd, want ons hou nie daarvan nie. Toe jy klein was, dan stap jy 'n hekkie toe, dan sê jy maar vir jou gaan al gou iets al by die hekkie. Maar die ligte is uit. En is donker, dan kry jy so. Nee? So ietsie, onthou jy dit? Hæ? En as jy soos hartbeat raak, dan vat jy dit en dan is jy soos Yes, ek kan nie weer nie. Nee? Dan bolt jy. Want ons is nie gemaak vir duisternis nie. Iets binne ons gebeur. Maar ergens wanneer jy in die donker is en jy's taaf en die girl is al langs jou, sodra jy geluid hoor, dan kyk ons wie hardloop eerste. Nee? Kom ons kyk wie hardloop heel eerste. Maar ek vra myself die vraag af. Dis in ons DNA om nie van duisternis te hou nie, maar nog steeds. Terwyl die lig van die wêreld opgestaan het, het die prys wat ek en jy vandag vier. En Amos het dit getuig, in Amos 8:9, het hy dit kom profeteer, sê, dit sal in die dag gebeur, sê die Here van die Here, dat dit op middag die son sal laat ondergaan, en die aarde helder oordag sal verduister. En ek dink baie keer kyk ons verby hierdie duisternis. Want jy sien, toe dit duisternis word, toe roep Jesus uit, my God, waarom het U my verlaat? Eli, Eli, lama sabachthani. Gelei uit. En ek wil vandag vir jou hierdie kom sê, omdat Jesus gekom het, en hy die lig van die wêreld is, hoef ek en jy nooit weer uit te roep, my God, waarom het U my verlaat nie? Want die prys is betaal. Die prys is volkome betaal. Dis wat hy sê. Hierdie duisternis, voel ek is baie keer 'n tasbare uitdrukking van my en jou lewe, met die skeiding wat dit maak tussen my en jou en God. Ek dink baie keer laat ons toe, laat die duisternis in ons lewens inkom, en ons wil tyd aan die duisternis spandeer. En jy kan vanmôre self aan jou duisternis 'n naam gee. Maar ek wonder by myself baie keer, hy wat die lig is, wat die wêreld oorwin het, of ek en jy besef, dat hierdie intense lyding aan die kruis, wat hy verduur het, sodat ek en jy nie meer in die duisternis te verwandel nie, want ek en jy is kinders van die lig. Vra ek myself die volgende vraag af. Hierdie lyding wat Jesus deur is, hierdie pyn wat Jesus deur is, besef ons nog die waarde van hierdie pyn, besef ons nog die waarde van dit wat hy mee besig is, en besef ons nog die krag van die feit, dat ons vandag die dood van Jesus vier, en Sondag die opstanding. Jy weet, as geen ander geloof wat dit doen nie, want hulle het nie 'n God wat opgestaan het nie. Ons Jesus staan op. Hy oorwin die dood. Toe Jesus uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Wil ek vanmôre vir jou hierdie, en ek wil dit 'n bold statement noem, wil dit vanmôre vir jou kom verklaar. Dit was die laaste keer dat ons as kinders van God hoef uit te roep, my God, waarom het U my verlaat? Ons voel so, maar ek wil vandag vir jou die volgende kom sê, hy kan nie nader aan jou wees as wat hy is nie. Hy kan nie. Want die Heilige Gees sê, die woord van God is hier binne in ons, hy sal 'n helper stuur, dit voer ons oor 'n rukkie. Maar vanmôre wanneer ons hierdie lydsaamheid van Jesus, die feit dat hy aan die kruis vir my en jou gesterf het, die feit dat sy bloed vir my en jou gestort is, die feit dat ek en jy Sondag kan nagmaal hou, wat die belangrikste punt is van waarin ons glo, wil ek vandag vir jou die volgende kom sê, is die feit dat daar reeds oorwinning is. So ons gaan nie vandag treur,
soos hulle wat nie hoop het nie. Nou, dan sê hy ou vir my, hy gaan 'n preek voorberei op Goeie Vrydag wat 'n begrafnispreek is. Toe sê ek, hoe gaan jy dit doen? Toe sê ek gaan 'n dankbrief aflees, ek gaan 'n begrafnisbrief hê, ek gaan bedankings doen. Toe vra ek hom, wie gaan jy bedank? Toe sê hy die soldate wat ongehoorsaam was, toe hulle Jesus geslaan het. Ek sê, jy kan hulle nie bedank nie, hy sê, as hulle dit nie gedoen het nie, het ons nie besef wat is die prys nie. Hy sê, maar wat gaan jy doen by die begrafnisondernemings? Hoe gaan jy vir hulle dankie sê? Toe sê hy, nee, dis ook die soldate. Hy sê, maar ek gaan vir hulle seker maak by hierdie diens, dat ek vir hulle gaan sê, hulle moet hulle werk doen, want volgens my word die steen weggerol oor 'n rukkie. En dan lyk jy, asof jy jou geld moet teruggee. Ek wil vanmôre afsluit met hierdie gedagte. En ek wil dit vir jou vanmôre dalk so 'n bietjie in jou hart moet kom vasmaak. Want jy sien, hierdie woord van my sê, in Jesaja 51:15, hy sê, maar ek is die Here jou God. Hy ken jou by die naam. Ek hoor 'n mooi getuienis in die week. Het 'n ou by 'n skool bedien en hy het gepraat oor die kruisiging en die ouetjie vra vir hom, maar hoekom het Jesus dit gedoen? Wat is die rede? En weet jy wat is my mooi? Sy antwoord was, jou naam. Jou naam is die rede dat Jesus die prys betaal het. Hy het dit kom verklaar, hy het dit kom sê. Want hierdie woord waarin ek en jy glo, hierdie tasbare teenwoordigheid van die woord van God het vir my en jou kom verklaar en kom sê dat ek en jy is meer as oorwinnaars deur hom wat ons die krag gee en ons hou van daardie gedeelte. Maar ek wil vandag vir jou kom sê, as hierdie prys nie betaal is nie, is ek en jy niks. En hy kom sê, ek is die Here jou God, en wat die see in beproewing bring, sodat sy golwe bruis, Here van die leerskare, is sy naam. Hoekom gee ek vir jou hierdie skrif? Hoekom kom sê ek vanmôre vir jou dit? As hy die God is wat kan bepaal waar die see eindig, as hy die God is wat vir die see kan sê, hier is jou boundaries. Jy gaan nie verby dit nie. En ek en jy weet hoe gevaarlik is die see. Ek en jy besef hoe gevaarlik is die water. As water deur 'n plek breek, is dit verby. Maar God het die autoriteit om vir water te sê, dis waar jy bly. Wil ek vandag vir jou die volgende kom sê, as gevolg van hierdie kruis, as gevolg van dit wat ek en jy glo, het Jesus ook die vermoë om vir jou vyande te sê, tot hier toe en nie verder nie. Jy kan nie verder in sy lewe inkom as net tot hier nie. Want hier beskerm ek hom. Hier kan jy hom toets, maar hier beskerm ek hom. Hier is ek sy deel. Hier is dit wat ek sê hy is. So mag ek en jy vandag, wanneer ons uitroep, dalk op 'n plek kom en sê, Here, my God, waarom het U my verlaat? Waarom voel ek alleen? Dalk as ek en jy op 'n plek kom en ons hierdie duisternis nie meer plek gee in ons lewens nie, en ons vir die Here vra, Vader, help my net dat die vyand sy perke ken. Wil ek vandag vir jou kom sê, is hy goed en getrou as gevolg van hierdie prys. En regverdig om te sê, ek hoor jou. Ek hoor jou. Ek is bewus van jou. Ek wil afsluit met 'n laaste gedeelte vir die tweede keer, ekskuus. Goeie pastore sluit 3 keer af. Psalm 22 sê iets moois. En as jy het nog in jou Bybel gehighlight het nie, gaan ek jou help. Ons sien in Matteus 15:14 kom praat hy oor dit wat Psalm wat jare voor die kruisiging geskryf is. Kom praat hy uit 'n plek uit van sy hart. Hy sê, my God, waar moet U my verlaat? Ver van my hulp, van die woorde van die gebrul. My God, ek roep bedags, maar U antwoord nie, en snags, en ek kan nie swyg nie. Tog is U die Heilige wat woon onder die lofsange van Israel. Die oomblik wat ek en jy op 'n plek kom wat ons sê, Vader, ek weet nie meer nie, en ek kan nie meer nie, en ek het nie die antwoorde nie, wil ek vandag vir jou die volgende kom sê, dat hierdie woord het nog nooit gejok nie. Hierdie woord is kragtige, lewendig en skerp as 'n tweesnydige swaard as gevolg van die prys wat Jesus betaal het. En as jy vanmôre niks onthou nie, bid ek dat jy hierdie sal onthou, en hiermee sluit ek af vir die heel laaste keer, en ons gaan ons bid. Dat toe dit donker word, staan die lig van die wêreld op. En sy naam is Jesus.
En baie keer hoef ons nie te verstaan wat gebeur met ons duisternis en waartoe dit heen is nie. Ek en jy moet net weet dat Jesus, die seun van die mens, die lam van God, het die prys betaal. Amen. Amen. Kom ek bid vir julle. Vader, dankie. Dankie Vader dat ons vanoggend kan kom verklaar dat heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig. Dankie dat ons vanmôre kan kom verklaar, Vader, Here, dat hierdie prys wat Jesus vir ons betaal het, was genoeg. En Vader, vandag terwyl ons eintlik moet 'n begrafnisdiens hou, terwyl ons eintlik moet kom sê Vader, ons is hartseer oor dit wat gebeur het, weet ons Here dat die antwoord vir dit, dis hoekom dit goeie Vrydag is, want dis goeie nuus. Jesus moes hierdie doen. Jesus moes kom verklaar wie hy is, deur te kom doen wat sy Vader van hom verwag, al was hy in die tuin. En het sê, Here, dat hierdie verby my gaan, maar U wil en nie my wil nie. Kom bid ek, Vader, dat U ons harte sal beskerm, dat U vir die vyand, Here, duidelike grense sal opstel in ons lewens, om te weet, tot hiertoe en nie verder nie. Ek kom bid, Here, dat U Heilige Gees, elkeen van ons, Vader, die vrymoedigheid sal gee, om te kom bid en te vra, Vader, ons het U nodig. Ons kan nie sonder U nie, ons wil nie sonder U nie, maar ons weet, die God wat ons dien, staan op in elke situasie. Hy dryf die duisternis uit, want hy is die lig van die wêreld. Ons eer U daarvoor, in Jesus kosbare naam. Amen. En